Chris, jy is 'n letterkundige. Jy het jou lewe lank klas gegee by Universiteit van Kaapstad in die letterkunde. Ek is 'n liturgus, ek doseer teologie, maar ek stel verskriklik baie belang in jou veld, die letterkunde, en jy stel nogals baie in die teologie belang, maar ek wonder nou, kan jy onthou waar het ons ontmoet en hoe dit gebeur? Weet jy, dit was nou ook al so om Kaspasie jare gelede. Ja. In 2013 was ek vir die laaste keer, dank Vader in my lewe, lid van 'n letterkunde kommissie. En toe het ek hier 'n boek gesien wat ek gedink het, dubbel foto. Het ek gedink, maar ek weet niks van hierdie persoon nie, maar dit is 'n nuwe stem. En ek het toe om heel bo op die lys gesit vir die prys. En toe die twee ander lede van die letterkunde kommissie het glad nie belang gestel in hierdie onbekende stem nie. En ek was so verontwaardig geweest dat ek het glad nie geweet wie is Cas Webner nie, maar ek het jou e-posadres gaan opsoek en vir jou gesê, nogal mooi deftig uit Duits aangehaal van Schiller, die Mehrheit der Stimmen ist keines rechtes Probe. Meerderheid van stemme is nie 'n bewys van reg nie. En dit is hoe dit begin het, maar ek dink albei van ons, ek het as letterkundige, as dosent, het ek altyd gevoel, ander velde draai iets ekstra by. Jy weet, en daar was baie, kyk, ek kom uit die tydperk, waar die teks en die teks alleen en net die letterkunde, jy moet tog asseblief nie ander velde toelaat nie. En vir my het ek altyd gevoel, uit die teologie is daar baie waardevolle bydraes oor die letterkunde te lewe, en wat jy nou kan mee saamstem, is in die teologie. Die teoloog het letterkunde nodig. Ek is diep van oortuiging dat dit die geval is, en ek dink in ons boeke waaroor ons gesels vanoggend, die grenslose genade en die heiligheid van hier is albei het teologie en die letterkunde. Ja. Teologie het letterkunde nodig, want kom ek neem een konsep, Coleridge se The Willing Suspense of Disbelief. Ja. As jy 'n gedig optel, as jy 'n roman optel, as jy Harry Potter lees, as jy nie bereid is om vir 'n oomblik jou ongeloof op te hef en te glo kinders kan op besemstokke rondvlieg nie, mors jy jou tyd en gaan dit 'n baie saai leeservaring wees. Ja. En ek dink net daai basiese konsep van die gewillige opgee van ongeloof kan teologie so baie help, want ons leef elke dag in 'n samelewing wat ons nie besef, ons is die hele tyd besig om gewilliglik so te leef nie. Ons werk met ons default posisie, kan ek so sê, is ongeloof. En ons is nie bereid om ons ongeloof op te gee en met geloof gewoon in die alledaagse te lewe nie. Maar weet jy Chris, ek dink daar struikelblokke om daarby uit te kom. En wat my geweldig baie daarmee gehelp het, as ek mag eerlik wees, is jou boek. Die ondertitel is 'n moderne geloofsbelydenis, want ons wil met daai instelling, kan ek sê, van geloof in die wêreld elke dag wees, maar daar is tog dinge, inhoude van die geloof, wat 'n mens mee sukkel. En een daarvan, waar jy baie belangrik oor skryf, is die van genade. Vertel vir my 'n bietjie meer van genade, hoe jy daaroor dink. Is genade 'n ondermyning van geregtigheid? Ja. Toe ek nou begin skryf oor genade, het ek dadelik het by my opgekom. Geregtigheid. Want dit lyk so of albei daai konsepte 'n goeie saak het. Ons het almal genade nodig om te ontvang wanneer ons nie verdien nie. Maar daar is daarom ook by ons 'n gevoel van geregtigheid. Die regverdige moet beloon word en die onregverdige moet dan sy verdiende straf kry. En vir my is dit, jy weet, ek het 'n groot belangstelling in ander godsdienste en 'n respek vir hulle, maar wat die Christendom vir my uniek is hierdie unieke oplossing in verbinding van geregtigheid en genade. Ja. Dat ons 'n God het wat, soos Dirkie Smit 'n keer gesê het, dis as dit ware of daar 'n skeur in die hart van God is, tussen sy begeerte om te gee, onbeperkt te gee, en sy woede oor wat mense mekaar aandoen. En die unieke oplossing is dan eintlik die verhaal van die kruis. En dat
vir my is die kruisverhaal is byna soos 'n sluys wat oopgaan, sodat die genade soos 'n stroom grensloos kan vloei. En dit is ook wat 'n mens nou in Pinkster aan dink. Ja. Dat dis die moontlikheid dat God se gees in sondige mense kan woon, onbeperk en eintlik onbeskryflik. So vir my was dit wonder in hoe verder ek geskryf het aan genade, hoe meer het ek besef, maar dit is geregtigheid en genade is twee kante van dieselfde muntstuk. Hulle staan nie teenoor mekaar nie. En miskien moet ek nog net dit byvoeg, is dat Bonhoeffer het gepraat van goedkoop genade. Ja. En wanneer Jesus sy disippels roep na sy opstanding en wanneer hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, dan wys hulle sy wonde. Dan sê hy vir hulle, ek stuur julle in, julle sal gewonde mense wees. Julle sal nie altyd voorspoed hê nie, maar ek is 'n God wat lyding leer ken het, en wat weet daarvan, en wat by julle is. So, dit is so 'n ryk konsep. Jy weet, Robert Vos het ook gesê in 'n gesprek, in sy voorwoord, dat dit is eintlik sulke wesenlike konsepte, geregtigheid en genade. En dit is moeilik soms om hulle met mekaar te verbind. En ek dink die Christelike verhaal is eintlik 'n unieke versoening. Absoluut, ek hoor jou, ek bedoel, ja. die versigtiging van Pinkstertyd is Veni Creator Spiritus, kom Skepper Gees, kom en herskep, waai deur ons, maar soms sukkel ons daarmee, want daar's van hierdie konsepte wat so half hak sit, dit soos byvoorbeeld genade, soos geregtigheid, hoe hou dit, en dit ek moet sê, toe ek jou boek gelees het, dit help my baie, en jy pak 'n hele paar daarvan uit, jy het nou geraak ook aan woede, en dis 'n tema wat my interesseer, as ons dalk iets daaroor kan sê, die woede, geregtigheid, genade, ook in ons eie land, dink aan Suid-Afrika. Baie mense sê, daar is nie genoeg aandag gegee aan die woede tydens die Waarheids- en Versoeningskommissie nie. En as mens nou oor woede praat deesdae, ek dink dis hoogs problematies, as ek en jy nou woede op die tafel sit, en mense luister na ons, dan het ek al agtergekom, en ek is ook so, dis hoekom ek dit weet, is die eerste ding waaraan ek dink is my eie woede. En ek wil tog in die kerk 'n stem gee aan my eie woede, en al die individuele klagpsalms is vir my bedoel, sodat ek kan kla, en my woede tot uitdrukking bring. En ek sit al hoe meer in wonder, Chris, 'n groot probleem is, ons kan nie na woede luister nie. Miskien is dit tyd dat iemand soos ek, 'n bietjie shut up, en luister na woede. Maar dis so moeilik. Ek dink dis 'n enorme uitdaging, en ek sit en wonder, want jy het nou nog gepraat van God se genade en geregtigheid lê lepel. Dis kruis en munt. En ek dink dit is ook waar van woede, want die heilige woede van God is eintlik 'n teken van God se liefde. Cousins het gesê dat God se woede het uit sy eie hart gebars in 'n roos van vlees. Nou, dit klink nie na Pinkster temas wat ons hier op die tafel sit nie, maar ek dink vir 'n land soos ons dis verkiesingstyd, sit ek en wonder hoeveel vernuwing kan die gees van God by my bring, as ek in hierdie dae bereid is om, eerder as wat ek die hele tyd gaan kla, bereid is om te luister na klag. Dis 'n wonderlike gedagte eintlik, jy weet, maar in hierdie jou boek, Die Heiligheid van Hier, praat jy dikwels oor die heling van die gemeenskap. Jy weet, in ek weet nie of ek dit presies kan aanhaal wat jy sê nie, maar jy praat van trane wat ons beweeg van apatie tot energie. En so jy praat baie oor trane en woede. Jy weet, ons nou, jy mense natuurlike neiging is om, jy wil gelukkig wees, jy weet, los my uit. En maar ek wil wel vir jou vra oor woede. Of daar ek hoor wat jy sê oor 'n gesonde woede, 'n goeie en 'n noodsaaklike woede. En die bereidheid om te luister na ander se woede, nie dadelik te sê vergeet nie. Maar ek wil vra, is daar ook 'n slegte woede? Daar is. Ek dink die meeste woede is sleg. Is absoluut gevaarlik. Dis soos om met jou kaal hand 'n truksfeite gaan pluk. Jy soek moeilikheid. En daarso is in die meeste woedes hierdie Martha Nussbaum praat van die payback. Eintlik, jy weet, soos in deep down, eintlik. Maar ek hou van wat die filosoof Misa Cherry skryf.
sy onderskei baie duidelik en sy sê, daar is ook 'n goeie soort woede, sy noem dit Lordiaanse woede, sy vat die digter, filosoof Audre Lorde, die feminis, en sy sê, sy het gesê, ek is nie vry solank enigiemand anders onvry is nie. Nou, kan jy so half, jy kan jou eie woede, dink ek, kan ek onder 'n vergrootglas plaas en sê, gaan hierdie woede weer eens net oorkas. En is ek dalk ergens ingedoen, en word ek nou sleg behandel en behandel soos ander mense. Of, is die woede wat hier in my opborrel, in Suid-Afrika, woede wat daaroor gaan, dat dit is, omdat daar ander mense is, wat nog nie vry is nie. Met ander woorde, dis hierdie kollektiewe, in verbondenheid, solidariteit, dan het dit die potensiaal om 'n goeie woede te wees. So, ek dink ons moet meer aandag gee aan woede, ons kan dit verder verken en so, juis ook in Pinkstertyd, maar ek gaan die hele tyd 'n groot uitroepteken bysit en sê, woede is uiters gevaarlik. Dit kan ook broei en vrot raak ensovoorts, maar dit het die potensiaal vir vernuwing. Ja, wat jy eintlik voorpleit is 'n empatieke woede. Absoluut. Kan ek myself in iemand anders se skoene plaas? Kan ek, soos in To Kill a Mockingbird, can I walk around in his skin? Ja. Jy weet, soos in dis belangrik. Ja. Maar baie naby aan die woede, ek bedoel, jy en ek het saam geskryf oor René Girard en die offer en die sondebok en so. Vertel ons, want jy skryf, ek dink nogals aangrypend in hierdie boek Grenslose Genade, oor die kruisdood van 'n regverdige man is tog onregverdig, en waarom eis God so 'n offer? Hoekom vergewe God nie net onvoorwaardelik nie? Jy weet, mense sê soms, jy weet, veral ongelowiges sê, wat is soort God is dit wat julle aanbid, wat sy seun na die kruis stuur? Ons ongelowiges sal nie eers so 'n slegte ding doen nie. Maar dit is mense wat eintlik die konsep van inkarnasie van God in Christus nie goed begryp nie. En dit is in die eerste plek vir my is dit is die verhaal waarin ons glo is van 'n God wat naby gekom het. En jy weet, ek haal graag aan wat Martin Buber, die Joodse filosoof, geskryf het. Ek het dit nou in Engelse vertaling gelees. Hy het gesê, in the beginning was the relation. In die begin was die verhouding. En dit verwys so 'n bietjie na Johannes, in die begin was die woord. Maar die woord en die verhouding is nie ver van mekaar nie. So die verhaal waarin ons glo is van 'n God wat verhoudings wou herstel. Verhoudings wou bevestig. Verhoudings tussen God en mens en verhoudings onderling onder mekaar. Jy weet, dit was my interessant, ek weet nie veel van die kwantumfisika nie, ek probeer verstaan, maar 'n boek wat ek gelees het van as ek reg onthou, Rovelli, Reality is not what it seems, dan sê hy, reality is reduced to relation. Hy sê, as jy kyk na die mikroskopiese wêreld, dan sien jy dat niks gebeur as dit nie in 'n verhouding is nie. Om die waarheid te sê, daai klein mikroskopiese gedeeltes verdwyn heeltemal, totdat hulle in 'n verhouding kom. En dit is daardie werklikheid van verhoudings. Jy weet, dis die individualis wat sê, ja, dis dan baie onregverdig. Maar die verhaal waarin ons glo, is 'n verhaal van 'n God wat omgee, van verhoudings, en 'n God wat naby kom. En ek dink dit is eintlik 'n verhaal wat 'n mens telkens moet bring tot verwondering. En ek wil dat ons net 'n bietjie daarom kom by een van jou konsepte waaraan jy werk, jy noem jou boek Die Heiligheid van Hier. En ek het gehoor, ek weet nie of dit die waarheid is nie, maar Jung, die sielkundige, het glo gesê, gejaagdheid is nie van die duiwel nie, dis die duiwel self. O ja. En dit lyk my jy pleit nogal 'n bietjie vir wat ander mense tydmors noem. Om tot stilstand te kom en verwondering. Dis my so groot, so ek dink amper van die verhaal waarin ons glo van Christus wat gesterf het, tot verwondering, dis nie so 'n groot afstand nie. Absoluut. Ek dink dit sluit aan by presies wat jy nou gesê het oor verhoudings, en God is 'n God van verhoudings. Ons sien dit in die Triniteit self. En een van die verhoudings wat krities is vir my in ons eie dag, vir my eie genesing, is my verhouding met myself. Ja. En
as ons Matteus sê jou skat is waar jou hart is waar jou skat is, nee, jou skat is waar jou hart is. Ek ontdek telkens in daai geval is my skat in my dagboek. En dis lastig en in die lysies wat ek maak. En uiteindelik mis ek uit op die lewe. Besef ek nie die heiligheid is hier nie. Die heiligheid is absoluut in hierdie oomblik tussen my en jou wat ek in verhouding met 'n vriend sit en gesels. Maar ek hardloop net en dan mis ek uit op die lewe. Ek kan vir jou 'n voorbeeld gee. 'n straat van ons af is 'n hekkie wat gaan na Stellenboschberg en al die roetes daarso en ek gaan stap amper elke dag. Ek probeer lekker, ek en my skaaphond. Maar ek kan nie net gaan stap nie. Ek mag nie. Daar is onsigbare polisiemanne wat keer dat ek net gaan stap. Hulle sê ek moet een van daai fancy horlosies aan hê en dan moet elke tree gekwantifiseer word, dan moet dit op 'n Excel spreadsheet na die tyd en dan moet ek oor 'n jaar kan wys, jy weet, soos in het ek nou. Ek wil nie dit hê nie. Of hulle sê elke bossie daarso op die pad en so en elke boom het nou die Latynse naam, die isiXhosa naam, die Engels en die Afrikaans en ek wil niks leer. Ek was die hele dag in die klas, ek het studente geleer. Ek sê dit nou tong in die kies, maar dit geld vir die lewe. Ek word die hele tyd gebombardeer. As ek wil gaan stap, sê nou maar ek gaan stap een van die nuwe Caminos. Dan sê hulle nee, ek moet nou per kilometer stap vir teologiese opleiding. Dit beteken ek mag nie net stap, selfs my pelgrimstog moet gekwantifiseer word. En dit kan mooi wees, dit kan goed wees, dis alles wonderlike goeders, maar mag ons net tyd mors. Ek dink om tyd te mors, in aanhalingstekens, kan een van die mees goddelike goed wees om die heiligheid van hier te ontdek in ons eie dag. En dit is hoekom eredienste so belangrik. Eredienste is absolute tydmors. Jy kon jou kar versien het, jy kon take gemerk het, jy kon 'n klomp goeders gedoen het, in die tuin gewerk het op 'n Sondagoggend. Maar daai tydmors is een van die beste dinge. Prof Bethel het altyd vir ons gesê, dit help jou om weer in die regte rigting te kyk. As ek sonder een van hierdie fancy horlosies in die berg gaan stap, dan kom ek terug en dan sê ek vir my vrou, ek dink ek kan nou weer in die regte rigting kyk. Wonderlik. Jy weet, ek wil 'n ander beeld gebruik daar naby waar ek bly, is daar so spoedbilte. O ja. En die meeste mense is verskriklik geïrriteerd, maar wag, nou moet ek mooi dink. Ja, ek hoor jou. Maar hulle noem dit 'n calming zone. Nou vir die meeste mense maak dit er baie, maar eintlik is daai plakkaat het 'n groot waarheid, jy weet. Ons het spoedbilte nodig wat ons net 'n bietjie kalmeer. Presies, soos 'n teetyd en 'n koffietyd in die middel van 'n dag of so iets, wat gewoon net iets daarmee help. Maar ons sit nou hier en glimlag. Ek het 'n ernstige vraag vir jou, wat ook uitkom uit grenslose genade. Want jy skryf oor grenslose genade, maar jy skryf ook nogals oor die hel en oor die hemel. Vertel 'n bietjie vir my van hierdie, want vir my is dit problematiese konsepte, hemel en hel, en met ander woorde, as daar mense is wat nou nie heeltemal reg glo nie, gaan hulle nou almal hel toe en die res, die paartjies wat nou die dogmatiek reg gekry het, hulle gaan hemel toe. Hoe dink jy hieroor? Weet jy, daar's 'n paar dinge wat ek wil sê, maar vir my is die belangrikste. Jesus het gesê, dit is die ewige lewe dat hulle my ken en die een wat my gestuur het. Met ander woorde, ek dink 'n mens moenie die konsepte van hemel en hel skuif na die hiernamaals toe nie. Want dit gaan, die kern van die hel is om geskeide te wees van God, en die kern van die hemel is om in verbinding met God te wees. En ek dink, as ek 'n bietjie kontroversiële stelling mag maak, maar om 'n Christen te word uit angs vir die hel, dink ek is 'n slegte motivering. Want jy wil nie in 'n liefdesverhouding gaan uit angs nie. Jy wil gaan om, jy weet, om weer terug te kom uit in dankbaarheid en erkenning van die genade wat jy ontvang het. So, dit is die eerste ding, maar jy weet, in die werk wat ek gedoen het, was jy die hele tyd omring van mense wat anders geglo het as ek. En baie van my mense wat na aan my is mense wat nie glo soos ek glo nie. En vir my was dit 'n groot bevryding toe ek besef, maar ek hoef nie met 'n donker bril te kyk na almal wat anders as ek glo nie.
Ja. Jy weet as jy kyk ook na Jesus, jy weet hoe hy na die kindertjies gekyk het. Hoe hy na Nathanael gekyk het en sê, my magte, hier is 'n Israeliet, jy kan sien, hy is 'n opregte man, daar's geen bedrog in hom nie. So, ek dink as ons, jy weet, as die Christen die hele tyd na ander kyk, na ander mense hoe kyk, en hulle sien as siele wat gered moet word, jy sal aanstoot gee, want as jy voel, jy weet, hier is die, sê maar, die moslim wat sê, eers laat my knie seer en sê, ja, maar dit, vergeet van jou knie, laat jou siel gered word, jy bring net skeiding, en ek dink, ek voel dikwels ook in my kontak met mense wat anders glo, ek dink in die eerste plek moet jy jou Christelike oortuigings uitleef, jy moet lyk soos Christus, maar in die tweede plek moet jy die liefde telkens in 'n ander situasie vertaal. Jy weet, want elke situasie vra 'n ander soort reaksie. En ons moenie net stoomroller met jy weet, met een soort reaksie van gloei in die Here Jesus Christus nie. So, as ek het nou wyd gepraat, maar ek sou sê, hemel en hel, hemel is om in verbinding te wees met God, en dit is iets wat jy hier moet ervaar, en, maar jy hoef nie mense wat anders kyk as jy, raak te sien, dat hulle goeie dinge doen, en dat hulle nie deur en deur verdorwe is nie. Jy help my 'n hele en jy dink my aan, was dit Lina Spui se debuutbundel, Die Hiermals. Wat help met die omhelsing van die hiermals en so. Ja. En ek dink soms kan goed bedoelde preke, soos begrafnispreke wat hamer op, jy weet, 'n sekere soort bekering, heel liefdeloos wees eintlik, terwyl mens iets anders in daardie oomblik nodig het. So, dankie daarvoor. Dit is baie behulpsaam vir my. Ja. Chris, altyd lekker om met jou te gesels, en ek is van oortuiging dat baie mense kan baie waarde kry uit hierdie moderne geloofsbelydenis van jou in hierdie dae. Dit was 'n groot plesier, en jy weet, een van my vroeëre boeke wat nou uitdrukheid is, het die titel Gesprek sonder einde. Ek dink ons twee is betrokke in 'n gesprek sonder einde. Ek dink ook aan 'n vorige bundeltitel van jou, Twyfelaars wat glo. Twee twyfelaars wat glo wat lekker aanhou gesels. Ja. Dankie Chris. Baie dankie.